Eers gegee en dan geneem is erger as 'n dief gesteel. Het julle dit al gehoor? Eers gegee en dan geneem is erger as 'n dief gesteel. Wat beteken dit? Dit beteken eerstens dat as jy iets vir iemand gegee het en jy soek dit dan terug, is jy slegter as 'n dief. En vandag is dit nogal 'n gereelde gebruik by mense. Ek gee vir jou 'n visstok, en dan 'n maand later, hoe kan ek my visstok kry? Of sommer net, bietjie jou op. Ek my visstok kom haal. Ja, jou bek hang oop, want wat the heck? Waar kom jy vandaan, frikkie? Jy het dan nog nie eers tot jou sinne gekom oor wat hier gebeur het en daar gaan jou visstok by die hek uit. Waar by visstok? Maar hierdie is die minste ernstig van al die dinge waaroor dit hierso gaan. Wat van die huwelikstrou wat ons aan mekaar beloof het? Ek het gister 'n troue gedoen. Ek sal jou altyd lief hê, koester, beskerm, van hulp wees. Ek sal jou ondersteun in goeie tye of in slegte tye tot die dood ons eendag skei. Julle het dit ook gehoor toe julle getrou het. Ja, julle het dit gehoor. Ek gee jou my hart, staan hulle daar voor. Trane in die oë. Die hartjies klop so wild. Ek gee vir jou my hart, ek gee vir jou my liefde. Daar gee ek dit. Maar as die eerste drama kom, of die eerste mooi poppie kom verbygeloop, dan vat ek my liefde terug. Nee? Ja, my hart is nou nie joune en ek het hom dit teruggevat. Hoeveel keer het jy al gehoor? My brother, I love you to pieces. Ek sal jou bystaan deur dik en dun. I've got your back. I've got your back. As jy gelukkig is, dan loop hy twee boeties net weg. Of hy boetie, of hy sussie, loop net weg. Ek het op 'n stadium jare terug, seker 12, 13 jaar terug, het ons op eendag so by 'n sel of iets gekuier, en een van die manne kom en hy sê nie, die Here lê op sy hart, hy moet vir my kom bid, en hy kom vat my arms, die Here sê hy moet my help, om my arms omhoog te hou, en hier kom nog 'n brother, hy gryp my ander arm. Yes, die manne, hulle gaan my support, hulle gaan my help dra. Was nie 3 maande nie. Kom ek agter, jog, my arms raak swaar. En toe ek so omkyk, toe is daar nie een van die 2 manne meer nie. Toe is hulle weg. Dit is, as jy gelukkig is, dan loop hulle net weg. In die meeste gevalle is daai brothers of daai sissies, is die wat eerste die mes in jou rug indruk. Nee, dan draai hulle nog sommer so ook. Ek sien deesdae hoe bikers hulle patches verkoop. Daarmee bedoel ek klaps koop lere by mekaar. Hier staan ek, lekker groot bek vol vir myself. Ek is unashamed for life. Môre kom skipie met my, sê vir my, hey, ek gee R250,000. Kom ry vir ons. Hey, nou gat my patch. Nou gaan ek vir Emmanuel. Ga. Wat is jou prys? Wat is jou prys? Ek het my woord gegee. Ek het my commitment aan 'n groep gemaak. En dan neem ek dit sommer weg. Net vir 'n paar skille. 'n Paar pennies. Ek bedoel nie as jy bedank ordentlik en loop. Ons kom nie altyd almal dieselfde oor die weg nie. Ons verstaan nie altyd mekaar nie. Maar ja, ons verkoop dit vir geld. Nog ene. Ons seën ons kinders in.
Ons kom staan nie voor met die kindertjies, ons gee ons woord, ons gaan hulle leer van die Here. Ons gaan hulle groot maak vir die Here. Voor die gemeente gee ons woord, ons commitment. Maar dan eendag, as hulle 18 of 20 of 30, 38, 40 jaar oud is, dan toevallig loop hulle die Here raak. Want hulle was nooit geleer nie. Die woord was hier gegee, maar dit was vinnig teruggevat. My kinders ken die wêreld baie beter as die binnekant van 'n kerk. Nou waar kom al hierdie dinge vir my terug? Dit kom vir my terug op integriteit. Integriteit. En dit is 'n onderwerp wat amper nooit meer aangeraak word. Ons praat nie maklik oor dit nie. Dis nie so seer wat ons vir God doen nie, wat saak maak nie, maar wie ons is. Maar wie ons is belangriker. God wil hê ek en jy moet Christus gelykvormig word. God stel meer belang in jou goddelike karakter as in jou seëninge. Die Here stel meer belang in jou reputasie as enige wêreldse goeders. Dis waarna die Here belang stel. Integriteit is eerlikheid, dis deursigtigheid, dis geregtigheid. Integriteit is om te weet wat die regte ding is om te doen en dit dan te doen. Kom ons maak dit prakties. Jy loop daar by winkel in, daar by Checkers, koop 'n klompie goedjies, vat jou klein geld en jy sien, "Jo, ek het meer teruggekry as wat ek gegee het." My lucky day. Yes, ek het geskoor. Nee? Wat sal iemand met integriteit doen? Teruggery. En die geld gaan teruggee en sê, "Jy het 'n fout gemaak." Woordeboekverklaring vir integriteit is ook regskaapenheid. Wat beteken regskaapenheid? Dit beteken dat ons geskape is na die beeld van God. Ek en jy is 'n refleksie van wie God is. Ons het 'n gesegde wat sê, "Aartjie na sy vaartjie." Julle ken hom. Aartjie na sy vaartjie. As jy integriteit het, is jy 'n regskeppende persoon wat doen wat reg is. Daar is 'n verskil tussen om te doen wat veilig is en om te doen wat reg is. Integriteit beteken dat jy jou woord gee en dit hou. 'n Man en 'n vrou se woord is hulle eer. Is dit vandag nog so? Baie min. Baie min. Daar is 'n paar mense. Onthou julle 'n klompie jare terug kon ons 'n transaksie sluit met 'n handskrif. Dan was die kontrakte en dokumente nodig. En nou is dit 'n kontrak op 'n kontrak op 'n kontrak. En elke party het sy eie kontrak om hom te beskerm. Want ons woord is nie meer ons eer nie. Daar's sekere waardes en standaarde wat so met die jare sommer maar net so in die krake en weggeraak het. Hulle het sommer maar net weggeraak. Party mense dink integriteit kom uit die oude doos uit. Dis wat die ou mense gedoen het. Ons hoef dit nie meer te doen vandag nie. Dis sover integriteit gaan. 'n Leë blik maak die meeste geraas. Daniel het op 'n stadium so blikke op die pelmet gehad met klippe in. Daai blik omval. Die gehoor het sy geraas maar by ding. Verskriklik. Mense wat vol integriteit is, mense wat vol van God se karakter is, maak nie geraas nie. Hulle is nie leë blikke nie. 'n derde sinoniem vir integriteit is ongeskondenheid of ongered. Wanneer 'n jong meisie ongeskonde is, dan beteken dit dat sy nog 'n maagd is en dat sy nog heel en rein is. Mense van integriteit se taalgebruik moet ook rein wees, deel wees en weerskynend wees. Ons het nou gepraat van vuil water en skoon water, Woensdag aand by die sel dink ek. Daar kan net een bron uit
vuil en goeie water, vuil en skoon water kom nie. Dat kan nie. Integriteit beteken ook om opreg te wees, om eerlik te wees. Dit beteken eenvoudig dat jou karakter nie onder pressure gaan buig nie. Hoeveel mense kies nie die maklikste uitgang om hulle eie bas te red nie. Het jy al gesien as die beskuldiging so 'n bietjie naby jou kom, hoe vinnig lieg jy? Jy hoef nie eens daaroor te dink nie, dit kom net so. En dan het jy gelieg. En dan moet jy na die tyd terug gaan sê, as jy integriteit het, ek is jammer, ek het gelieg. Ek is jammer, ek was verkeerd gewees. God wil hê dat sy kinders eerlik sal wees. As jy opreg en eerlik is, dan is daar nie grys areas in jou karakter nie. Daar's nie grys areas in jou dade nie. Daar's nie grys areas in jou menslikheid nie. Ons karakter moenie omgekoop kan word wanneer die druk so 'n bietjie hard word op ons nie. Sal dit nie wonderlik wees as alle besigheidsmanne en ons regeringsamptenare veral so 'n bietjie eerlik kan raak nie? Wat 'n verskil sal dit nie maak nie. Ons het hoeveel Christen sakemanne, Christen besigheidsmanne wat 'n slegte reputasie het. Hulle sit 'n klad op God se naam. Wat hulle is vreeslik vroom. Hulle begin in die oggend by die werk, ons bid eers almal saam en ons lees eers Bybel. En as hy Bybel toe is, dan trek die eerste vloekwoord en die tweede vloekwoord en dan begin die shady deals. Maar ek is 'n Christen. Jy maak 'n bespotting van Christendom. En dis hoekom ek dink baie mense sê, man, ek wil net niks met Christene te doen hê nie. Klomp klip Christene. Hulle is hygelaars, liegbekke. Want ons loop met die Bybel onder die arm. En die sakkie vol braaitgeld aan die ander kant. 'n Christen besigheidsman is veronderstel om soos 'n paal bo water uit te staan as dit by sy eerlikheid en sy integriteit kom. Daar moet geen grys areas in 'n Christen se reputasie wees nie. Niks. Nie eers 'n bietjie grys nie. Geen grys areas in 'n Christen se lewe nie. Nog 'n mooi Afrikaanse woord vir integriteit is onaantastbaarheid. Dit beteken dat jou karakter nie kan skade ly nie. Ons hoor elke dag van hierdie omkoopgeld, van skelmgeld, daai geld wat so hier onder deur die tafel gestoot word. Ons hoor dit elke dag. Nou met hierdie ding met die regering is dit elke dag in die nuus. Hoeveel miljoene, biljoene, triljoene het hulle gesteel? Ons sien dit. Dis 'n ding van die dag. Onthou, geld is nie sleg nie. Geld is neutraal, maar dit gaan oor die hande waarin die geld is. Is dit in 'n skelm se hande? Of in iemand anders? Wie was hierdie drugdealer daar in Escobar of so iets, né? Daar in El Salvador of iets. Hulle sê daai ou het so baie geld gehad, hulle het in kamers geberg, die rotte het dit opgevreet en die motte het dit opgevreet, dit nat gereën het gevrot. Soveel geld het hy gehad, dat hom net oral weggesteek was en geberg was. Niemand weet eers wat was die waarde van sy geld nie. Skelmgeld, slegte geld, mense doodmaak geld. As 'n eerbare man 'n geld vat, dan is dit eerbare geld. Daarom sê ek, geld is neutraal. Dit gaan oor die persoon wat dit hanteer. Dit sluit aan die volgende woord van integriteit is onomkoopbaarheid. As jy 'n sakeman met integriteit is, kan jy nie omgekoop word nie. Die van julle wat in besigheid is, julle weet, hier by ons ook, kort iemand wat vir Jaco, sê maar hoorie, wat van so ietsie hier onderdeur, wat van ietsie die, ek kan vir jou daai order gee, ek kan vir jou daai kontrak kry, ek kan vir jou daai tender kry, is elke dag daar. Maar as ek en jy integriteit het, kan ons nie omgekoop word nie. Soos het ons net nou gesê het, elkeen het 'n prys. Wat is jou prys? As jy omgekoop kan word, verlaag jy jou eie waarde. En wat is ek en jy se waarde? Ek en jy is duur gekoop deur die bloed van die lam. Dis die waarde wat op my en jou is, nie 250 of 1 miljoen of 10 miljoen nie. Die bloed van die lam bepaal ek en jy se waarde.
Die laaste betekenis van integriteit waar ek wil gesels is suiwerheid. Suiwerheid insinueer dat 'n persoon se motiewe suiwer is en dat hy geen versteekte agenda het nie. Hoeveel mense vandag is oop, eerlik, regheid en jy weet presies waar jy met daai persoon staan? Man, want almal het so iets hier agterom. Raak jou pel, raak jou vriendin, want hulle wil iets hê. En nie oor 'n oop en eerlike verhouding nie, en wat ek kan gee nie. Morele standaarde is iets wat lank reeds in die algemene Suid-Afrikaner verval het. Hulle doen wat hulle wil, wanneer hulle wil. Geen nie om nie. Wat reg is, nee wat volgens my is dit reg, is oukei. Hulle reg, hulle reëls. Ek sê in die week vir iemand, alles in Suid-Afrika het verskriklik duur geword. Of dit groceries is, of diesel, of 'n voertuig, of wat dit is. Daar's net een goedkoop ding nog in Suid-Afrika. Dis mense se standaarde, integriteit. Dis goedkoop. Mense het hulle standaarde verlaag. Ons het goedkoop geword. Elke land is net so sterk soos dit sy individuele families is. As dissipline uit 'n skool of 'n gesin weggelaat word, is daar chaos. Jy kan nie. Net een ding nog. Onthou net die skool en hierdie tannies by die kerk en die tannies by ander kerke is nie daar om jou kind dissipline te leer nie. Dis jou verantwoordelikheid om jou kind dissipline te leer. Hulle kan nie een keer 'n week hiernatoe kom of een keer 'n maand hiernatoe kom en dan dink jy die tannie in die kerk, kinderkerk met jou kinders dissipline leer nie. Dis ek en jy is pa en ma en oupa en ouma se verantwoordelikheid om ons kinders dissipline te leer. Niemand anders nie. Moenie weggooi wat die Here vir jou gegee het om te doen nie. Dis jou taak as ouer om jou kind te dissiplineer. Besef jy dat die onderwysers by die skool, die onderwyseresse, die mense hier by die kerk, sien deur jou kind wat in jou huis in die gang is. Jy het 'n bietjie daaroor gedink. Hulle kan sien wie is die hoof van die huis. Hulle kan sien wat gebeur in jou huis. Ek en jy het nie ons eie reg nie, maar ek en jy het die reg om onderdanig te wees aan die beginsels van God en sy woord. Dis wat ek en jy moet doen. Ons moet submit onder die woord. Wat reg is reg en wat verkeerd is verkeerd. Die doel van die lewe is om jou karakter te bou deur die waarheid. Ons bou karakter deur moeilike dinge. Ons bou karakter deur die goeders wat oor ons pad kom. Jy bou nie jou karakter deur jou besig te hou met onderduimsede of bedrog nie. Waarheid. Waarheid is die boublokke van 'n opregte karakter. Die waarheid. Niks anders te nie. Moenie dat leuns deel word van jou daaglikse gewoontes nie. Ouers se gewoontes dra oor in hulle kinders, né? Jy probeer om jou kind te leer om nie te lieg nie. Maar dan lui die telefoon of iemand klop aan die deur. Die gaan deur die venster. Gaan sê vir hulle mamma is nie by die huis nie. Hæ? Ja. So, maar nou wil daai selfe mamma vir boetie en vir sussie sê jy moenie lieg nie. Wie is die voorbeeld? Wie is die voorbeeld? Mamma lieg. Daai tyd nog met die huisfone. Hallo, hallo. Ja, nee, ek gaan net kyk. Mamma is agter. Sussie, sê vir hulle ek is nie by die huis nie. Hallo tannie, my ma sê sy is nie by die huis nie. Ja. Ek en jy kan nie iets verwag van ons kinders as ons nie bereid is om dit ook te doen nie. Ons kan nie verwag. Ons kan nie vir ons kind sê mag jy drink nie, maar ek doen dit self nie. Ek dink as party ouers hoor wat hulle kinders van hulle by hulle vriende sê,
En by ander mense skrikkel hulle morsbrood en skaam hulle bloedbrood. Jou kinders kan jou nie respekteer as jy iets van hulle verwag, maar jy kan dit nie self lewe nie. Jy gaan nie respek hê by jou kinders nie. Ons kinders raak rebels omdat die ouers nie integriteit het nie. Ouers het nie integriteit nie. Jou karakter is die DNA van jou geestelike lewe. Elkeen van ons is gebore met 'n fisiese DNA wat bepaal hoe ons lyk, hoe lank ons is, die kleur van ons hare en al hierdie goetertjies hoe die Here besluit het om ons te maak. Wanneer jy Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker aangeneem het, dan sê Petrus dat ons deelagtig word aan die natuur van God. Wanneer ek en jy uit God gebore is, kry jy 'n geestelike DNA. Net soos ek baie fisiese eienskappe van my fisiese aardse pa het ek geestelike eienskappe van my hemelse pa. En my gees is die DNA van die Here. En dis hoe ons moet word. Ons moet meer soos God word, meer soos ons hemelse Vader. Ons het 'n verantwoordelikheid om plek te maak vir God se karakter in ons lewens. Ons moet God se heiligheid beskerm met alles wat ons het. En daarom moet ek en jy lewe met 'n lewe van integriteit. Die voordele van 'n lewe van integriteit kry ons in Spreuke 11 vers 3. Dit sê die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers. So baie Christene is rigtingloos en doelloos en hulle weet nie waartoe om te gaan op hierdie lewenspad nie. Die Bybel sê vir ons integriteit sal jou pad bewaar. Dit sal jou gids wees op die pad wanneer ek en jy loop om die Here te volg. Om met integriteit te lewe is om die woord van God in jou hart vas te maak, om daarmee te wandel, om dit te gebruik as 'n lig vir jou voete, 'n lig vir jou kinders. Want as die kinders insien, dan praat ons van 'n lig vir jou voet ook. Dis wat die Here sê. Waar is ek en jy? Het jy 'n lig voor jou voet? Of val jy oor elke tweede klip? Maar dit is pikdonker waar jy loop. Integriteit bepaal die koers wat ek en jy inslaan. Die Bybel sê dat daar 'n pad is wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is vernietiging en verwoesting. Maar wanneer jy van die regte pad af gaan, sal jy 'n sagte stem agter jou hoor sê wat vir jou sê: "Dis die weg. Kom terug hiernatoe, wandel daarin." Julle kan dit gaan lees in Jesaja 30:21. Integriteit is die gids wat vir my en jou op die highway saam met God hou, op die hoë weg wat die Here vir ons daar gesit het. Nog 'n voordeel van integriteit vind ons in Spreuke 10 vers 9. Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. Die nuwe vertaling sê dat die man wat opreg leef, leef sonder vrees. Maar wie krompaaie loop, word gou uitgevind. Integriteit sal verhoed dat jy nie afdraai paadjies vat nie. Ag, kom ons gaan kyk gou 'n bietjie wat gaan op hierdie ou paadjie aan. Wat so 'n bietjie, kom ons kyk hierdie kant. Wat gaan op hierdie paadjie aan? Nee. Integriteit sal ons behoed en bewaar op die lewenspad en sal maak dat ons nie wil gaan gou-gou loer. Hoe lyk dit hierso nie? Of gou-gou net gaan kyk op hierdie afdraai paadjie van sonde en ongeregtigheid wat gaan hierdie kant in nie. 'n Derde voordeel van integriteit vind ons in Spreuke 20 vers 7. Wie in sy regskaapenheid wandel as 'n regverdige, gelukkig is sy kinders na hom. Die voordeel van om met integriteit te wandel is dat jy 'n goeie erfenis vir jou kinders kan nalat wat nie met geld gekoop kan word nie. Ek dink is in die talente en gawes die laaste aand wat ons vra, wat wil jy eendag vir jou kinders nalat? Geld, motorbikes, karre, huise by die see. Wat wil jy eendag vir jou kinders nalat? Integriteit maak dit ek en jy op die regte pad loop. Dat ons vir ons kinders goeders los wat geld nie kan koop nie. Integriteit voeg waarde by jou en jou kinders se lewens. Geen geld kan dit koop nie. Niks nie. Wat los jy vir jou kinders? As jy net daar waar jy sit so 'n bietjie selfondersoek moet doen. Wat kom eerste op by jou? Los vir huis wat klaar betaal is? Wat van jou waardes?
Die belangrikste wat ek en jy kan los vir ons kinders is 'n verhouding met God. Geen geld kan ek koop nie. Absoluut niks nie. Psalm 41:13 sê, en ek is onskuldig, daarom help U my nou, U my regop. U laat my voor U staan vir altyd. Dit is in die Afrikaanse Bybel vir almal. As dit nie rede genoeg is hierdie om met integriteit te lewe nie, dan weet ek nie wat is nie. As ek en jy met integriteit lewe, sal die Here ons veilig bewaar. Die dag wanneer die mat dalk deur die wêreld onder jou uitgeplug word, gaan ons nie val nie. Want die Here stap saam met ons. Die Here beskerm ons. Die Here is daar vir ons. Integriteit sal jou plek in God se teenwoordigheid gee. Jou kinders en kleinkinders, as hulle so beweeg en speel en te kere gaan, en hulle het integriteit waar hulle beweeg en wat hulle doen en hoe hulle met ander mense interaksie het, maak dit jou nie trots nie. Ons is so trots op ons kinders as hulle integriteit het. Ons is so trots op ons kinders as hulle goeie maniere het om te loop na iemand en te sê en in die oë te kyk en die hand te skud en te sê, goeiemôre oom, my naam is Jaco. Dit laat ons borste so lekker uitswel en ons is, so trots op hierdie kinders van ons. Kan jou kind dieselfde van jou sê? Kan jou kind vanoggend sy bors uitstoot en sê, ek is so trots op my pappa Neo, ek is so trots op oupa Butch? Of is dit ook 'n kwessie van, ons praat nie oor ons pappas en mammas en ons oupas en oumas voor ons maatjies nie. Ons kry skaam vir hulle. Waarmee het jy jou vanoggend? Party van ons het nie rykdom of aardse besittings nie, maar ons het integriteit. As die ekonomie val, gaan jou integriteit nie ook skielik in die gedrang wees nie. Ek en jy kan vir ons kleinkinders iets meer waardevols nalat, as besittings wat deur mot en roes vernietig word. Jou integriteit kan jou kinders en jou kleinkinders se lewens beïnvloed. Ek en jy het vandag selfs nog die geleentheid om ons ongebore kleinkinders en agterkleinkinders se lewens met goddelike karakter te beïnvloed, want dit loop van geslag na geslag na geslag. Ek leer dit vir my kinders word met dit groot, hulle kinders word met dit groot. So ek en jy, my boetie, my sussie, kan in hoeveel geslagte 'n blessing wees en 'n verskil maak. God sal guns aan jou besorg. God sal geen goeie ding van jou weerhou as jy met integriteit voor hom wandel nie. Integriteit gee vir my en vir jou 'n voorsprong in die lewe. As jy nie integriteit het nie, dan probeer jy om almal om jou tevrede te stel, daai ou people pleasertjie. Maar as jy integriteit het, gaan jou fokus wees om God te behaag, om die Here tevrede te stel, nie al die mense om jou nie. Hoeveel mense buig en verkrag hulle Christelike waardes sommer maar net. Want is my boetie, my sussie. Ek kan maar so 'n bietjie die reëls buig vir Tian, want hy's my brother. So ek kan so 'n bietjie ander reël toepas vir hom. Waar is jou integriteit? Waar is jou integriteit? Ons keer almal onder dieselfde kam. Hoe behaag jy God as jy ander mense bevoordeel? Hoe behaag jy God as jy nie ander mense aanspreek oor sonde nie? Die Here sê ons moet mekaar aanspreek. Die Here sê ons moet mekaar wys. Nee, ek wil net nie met Matteus praat nie, want ek wil hom nie offend nie.
Wat sê die Here? Eintlik wat jy doen dan is om te sê, ek sê eintlik wat die Here offend, solank ek nie vir Matteus offend nie. Wie is die belangrikste in jou lewe? Wil jy werklik vir God behaag? Ek en jy is dwaas as ons nie daarna streef om 'n lewe van integriteit te lewe nie. God sal die man van integriteit vashou, die vrou van integriteit sal die Here vashou. Ek dink wanneer ek en jy integriteit het, wanneer ons opreg is, wanneer ons eerlik is, dink ek dis vir die Here, kan ek sê, makliker om saam met jou te wandel. Of laat ek sê, dan kan die Here saam met jou wandel. Want as ons nie hierdie goeders het in ons lewe nie, hoekom gaan die Here saam met jou loop? Saam met 'n oneerlike, integriteitlose mens. Dink jy die Here wandel werklik saam met jou? Ek dink nie hy doen nie. Ek dink nie hy doen nie. En ek dink wanneer daar eerlikheid in ek en jy is, sal die Here ons bystaan. Dan gaan die Here met ons op pad stap. Waar is jou integriteit vanoggend? Waar staan jy in jou verhouding met die Here? Hoe lyk dit in jou besigheid? Hoe lyk dit daar by die werk? Jy wil dalk aankope doen vir jou besigheid of vir die company waar jy werk. Hoeveel gaan onder deur die tafel in jou sak in? Wat gaan jou kinders en jou kleinkinders, wat sê hulle vandag van jou integriteit? Is jy 'n voorbeeld? Lief jou kinders omdat jy die voorbeeld is? Waar meet jy vanoggend op hierdie skaal van integriteit? Die Here het met ons almal gepraat vanoggend om net weer hy selfondersoek te gaan doen. En as jy agterkom jy kort, maak vandag met die Here reg. Moenie wag vir môre of vir oormôre nie. Maak reg vandag. Bely jou sondes. Bely daar waar jy onopreg was. En vra vir die Here vir herstel. Amen. Baie dankie almagtige Vader vir die boodskap vanoggend. Dankie Here dat U vir ons 'n voorbeeld gestel het van 'n lewe van integriteit deur die Seun Jesus Christus. Dankie Here dat U woord vir ons duidelike rigtingwysers gee. En dat U vir ons ook sê wat se voordeel daar is wanneer ons met integriteit lewe. Bid Here dat daar waar ons verkeerd was, dat U ons sal vergewe en dat U vir ons sal help om reg te maak, Here. Want ons wil U behaag. Here, ons wil 'n dieper verhouding met U hê. Ons wil dag vir dag saam met U stap. Here, ons wil nie skaam kry oor slegte dinge, sonde in ons lewens. Ons wil nie skaam kry dat mense sê, ja, maar daar loop 'n Christen, maar hy het geen integriteit nie, sy het geen integriteit nie. Help ons Here om hierdie pad te stap. Heilige Gees, help elkeen van ons om reg te maak waar ons verkeerd was, dat ons lewens ons Hemelse Vader kan verheerlik. Ons vra hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade in Jesus se naam. Amen. Alright, musikante, kom vorentoe, sluit ons gou af met 'n lekker laaste liedjie.